Goed, ons is besig met 1 Tessalonisense en ons het die eerste hoofstuk klaargemaak en nou gaan ons begin by hoofstuk 2. Nou, ek gaan by hoofstuk 2, die eerste 12 verse van hoofstuk 2 gaan oor Paulus hulle se optrede binne in Thessalonika. Onthou hoe het hulle daar opgetree en hy skryf nou vir hulle oor hoe dat hulle optrede gewees het toe hulle daar was. Nou, ek gaan die 12 verse lees en daarna sal ons maar die verse behandel soos wat ons kan aangaan. Nou, hy begin dan sê, want julle weet self, broers en susters, dat ons besoek aan julle nie te vergeefs was nie. Maar alhoewel ons, soos julle weet, vroeër in Filippi gelei het en beledig is, daar's vertalings wat sê, ons is mishandel en ons is verneder, het ons vrymoedigheid in ons God gehad. Ander vertalings sê dit, het ons in ons God moed geskep om julle van God se evangelie te vertel. Al was dit te midde van baie teenstand. Party sê nie baie teenstand nie, hulle gebruik die woord felle teenstand. Dit was 'n baie groot stryd wat hulle daar moes voer en in daardie groot stryd het hulle dan ook die evangelie verkondig. Want ons pleidooi is nie uit dwaling of misleiding nie. Dit is ook nie uit onsuiverheid of dan onsuiver beweegredes nie en dit was ook nie met bedrog nie. So hy sê dit is hoe hulle die evangelie verkondig het. Hulle bedoelings met hierdie gemeente was absoluut suiwer. Daar was geen bybedoelings gewees nie. Wat baie belangrik is, dat jy nie die evangelie of enigiets wat jy doen met bybedoelings nie, want dis baie sleg. En veral as jy nou nog die evangelie kon verkondig en jy het bybedoelings, dan word dit eers sleg. Maar Paulus sê, kyk, ons bedoelings was absoluut opreg. Maar soos ons deur God goedgekeur is, so die evangelie aan ons toevertrou kon word, so praat ons ook nie om mense tevrede te stel. Hulle was nie daar om die guns van mense te probeer wen nie, maar hulle wou God tevrede stel. Hy wat ons harte toets. So hier is 'n baie belangrike ding, net so ietsie wat ek wil sê, dat jou hart is so belangrik. Die Bybel sê, hy toets ons harte. En die Bybel sê ook dat aan die einde van die tye, as ons voor die Here gaan verskyn, gaan hy die bedoelinge van ons harte openbaar. So is baie belangrik dat ons daarop let, want dis waarna die Here kyk. Onthou julle toe die Here vir Samuel gestuur het om 'n nuwe koning te gaan salf, nadat Saul nie geskik geag het meer om koning te wees nie, het Samuel gegaan en toe sien hy Dawid se seuns. En toe hy die eerste een sien, toe dink hy, dadelik dis hy. Toe sê die Here vir hom, moenie kyk na sy mooi voorkoms of enigiets nie, want jy sien wat voor oë is, maar God sien die hart aan. En hier kom Paulus en hy sê dit, hy sê hy toets ons harte. Want soos julle weet, het ons nog nooit met vlei taal opgehou nie, en ook nie met valse motiewe van inhaligheid of gierigheid nie. God is ons getuie. Ook het ons nie die eer van mense gesoek nie, nog van julle, nog van ander. Alhoewel ons as apostels van Christus eise kon stel, maar ons het klein kindertjies in julle midde geword, soos wanneer 'n moeder haar eie kinders voed en koes. Het ons dit goed gedink om nie die evangelie aan julle mee te deel nie, maar selfs ook ons eie lewe, omdat julle vir ons geliefd geword het. Let wel, Paulus se geweldige toegeneentheid teenoor hierdie gemeente. Julle onthou tog self ons moeite
en harde werk, broers en susters, terwyl ons bedags en snags gewerk het, sodat ons vir niemand van julle 'n las sou wees nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies en ook God, hoe heilig of suiwer en regverdig en onberispelik ons geword het vir julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons vir elkeen van julle soos 'n vader vir sy eie kinders was. Kan julle sien hoe gebruik hy beeldspraak om die geweldige innige verhouding wat tussen hom en hierdie gemeente bestaan het, om dit na vore te bring. 'n Moeder teenoor haar kinders, 'n pa teenoor sy kinders, gebruik hy al hierdie voorbeelde om dit dan te probeer uitdruk. Terwyl ons julle vermaan en bemoedig en aanspoor om 'n lewe te lei wat God waardig is, of om dan tot eer van God te leef. Dit is wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het. So dis die eerste 12 verse. Kom ons kyk so 'n bietjie na 'n inleiding oor hierdie 12 verse. Die sentrale onderwerp van hoofstuk 12 vers 1 van hoofstuk 2 vers 1 tot 12, ekskuus tog, is die verdediging van Paulus se integriteit tydens sy eerste besoek aan Thessalonika. Dit is duidelik dat die verdediging van sy integriteit vir Paulus baie belangrik was. Hy het dit regtig verdedig om te bewys dat hy was absoluut opreg in sy bedoelinge met hierdie gemeente toe hy hulle besoek het. So dit is vir hom baie, baie belangrik. Want dit is dan die eerste onderwerp waaroor hy skryf in die liggaam van hierdie brief. Hy het alreeds in die danksegging gedeelte na hulle optrede verwys toe hulle daar was, en hy sê ook dan in 1 vers 5, net soos julle weet watter soort mense onder julle was toe ons ter wille van julle opgetree het. En hy volgde dan op in vers 9 om na die soort besoek wat hulle daar gehad het te verwys. In hoofstuk 2 vers 1 open hy hierdie afdeling verwys weer na hulle besoek aan Thessalonika. Die koppeling tussen verse 5 en 9 met die apologetiese gedeelte 2 vers 1 tot 12 word eksplisiet uitgedruk met die woord want wat 2 vers 1 inlei. Die apologetiese funksie van 2 vers 1 tot 12 bring 2 vrae na vore. Teen wie verdedig Paulus homself as hy dan hierso oor sy integriteit praat? Hoekom? Wie probeer hy oortuig van sy integriteit? En dan, wat was die aanklagte waarteen Paulus homself dan ook verdedig? Nou, as ons kyk na die eerste vraag, is dit duidelik dat Paulus se opponente buite die gemeente was. Die goeie verslag van Timoteus waarna daar in hoofstuk 3 vers 6 verwys word, die voorbeeldige karakter van die gelowiges in Thessalonika volgens hoofstuk 1 vers 6 tot 7, Paulus se beskrywing van hulle as ons kroon van roem en ons eer en vreugde volgens 2 vers 19 tot 20, die gereelde gebruik van die term broers en susters, sowel as die liefdevolle toon van die brief as 'n geheel, maak dit onmoontlik dat Paulus deur gelowiges in die kerk aangeval word. Dit is net eenvoudig, dit hou nie water as 'n mens dink dit kom van die kerk self. Wanneer ons die mense buite die kerk in ag neem, is die beste kandidate hiervoor hulle eie volksgenote. Hoofstuk 2 vers 14 druk dit uit. Dit is dan waar Paulus die grootste teenstand van gekry het, was van sy eie mede volksgenote, die Jode. Daar is duidelike bewys in die brief dat hierdie gelowiges baie teenkanting ook dan van hulle eie volksgenote ondervind het
as gevolg van hulle niet gevonde geloof. 1 Tessalonisense 1 vers 6b, 2 vers 2b en 14 tot 15 en ook dan hoofstuk 3 vers 1 tot 5. Die ongelowiges, nou praat hy hier spesifiek van, sou 'n sterk gevoel van wrevel teenoor Paulus gevoel het, omdat hy in hulle estimasie die direkte oorsaak was van hulle gevolgsgenote, die gelowiges, se afvalligheid van hulle godsdiens en kultiese gebruike. Met ander woorde, wat duidelik uitstaan hier in Thessalonika, dat hulle het nie van die gemeente self teenstand gekry nie. Daar het 'n baie goeie, liefdevolle verhouding tussen hulle en die gemeente bestaan. Maar soos by die ander plekke, het Paulus hulle baie keer druk gekry van hulle eie volksgenote, dit wil sê van die Jode, maar in hierdie geval, omdat daar ook baie heidene in Thessalonika was, het hulle ook baie teenstand van hierdie heidene gekry. Want onthou net, Paulus het hier eintlik gekom tussen hierdie heidense mense en het hy heeltemal met 'n vreemde godsdiens gekom. Ek meen, hierdie ouens het 'n veel godedom gehad. En hy kom hierso en hy verkondig, daar's net een God en daar's net een Jesus. En hy probeer die evangelie op so 'n manier vir hulle bring. En dit was vir hulle kon dit nie aanvaar nie. En daarom het hulle baie het hulle teenstand ondervind van die mense wat dan nie tot die geloof gekom het nie. Die gelowiges was 'n ander saak. Daar was 'n baie wonderlike, liefdevolle verhouding tussen hulle en die apostels. Goed, nou wat die tweede vraag aanbetref, verdedig Paulus homself teen aanvalle op sy integriteit en die opregtheid van sy motiewe. Ek meen, daar was heel waarskynlik mense wat gesê het dat hierdie ou is 'n gierige aard, of hy doen dit uit 'n gierigheid, sy motiewe is nie edel nie, hy het onsuiwer motiewe, en Paulus doen dan en hy verdedig homself, sy integriteit, en dat hy ook in sy motiewe baie opreg was. Dit is interessant om daarop te let, hoe Paulus sy verdediging voer, met twee stelle van nie maar kontraste in verse 3 tot 4 en dan ook in verse 5 tot 7. Hier is dan die hart van hierdie onderafdeling. Hy sê ons pleidooi was nie uit dwaling nie uit onsuiverheid of onsuiwer motiewe nie, en nie met bedrog nie. Sien julle die drie nies wat so op mekaar volg? Maar soos ons deur God goedgekeur is, praat ons nie om mense tevrede te stel nie, maar God, hy wat ons harte toets. Baie interessant hoe hy die twee afspeel hier te mekaar. Nie maar. Dieselfde in dan vers 5 tot by 7. Hy sê, want ons het nie vleitaal gebruik nie valse motiewe van inhaligheid nie die eer van mense gesoek nie, maar ons het klein kindertjies in julle midde geword. Baie interessant hierdie woordspeling tussen die nie en die maar. In hierdie verdediging kom die waarheid van die boodskap in die integriteit van die boodskapper duidelik na vore. En dit is ongelooflik belangrik vir elke gelowige tot die dag waarin ons lewe. Soos iemand eendag gesê het, hoor jy jou lewe praat so hard, ek kan nie hoor wat jy sê nie. So dit is baie belangrik, dat dit wat jy sê en dit wat jy leef, dat dit ooreen sal stem. John Maxwell het dit so duidelik uitgedruk, you must learn to walk the talk and not just talk the talk. Met ander woorde, jy moet lewe wat jy praat. Hulle sê, Francis van Assisi het gesê, wherever you can,
preach the gospel. When necessary, use words. Met ander woorde, jou lewe is jou grootste getuienis. En dit is wat Paulus dan hier baie duidelik uitbring in hierdie eerste paar verse van 1 Tessalonisense 2, waar hy duidelik vir hulle sê, man, dit is hoe ons optrede was, dit het eintlik ooreengestem met dit wat ons aan julle verkondig het. Dis gewoon tog. Kom ons kyk na vers 1 en 2. Want julle weet self, broers en susters, dat ons besoek aan julle nie te vergeefs was nie. Maar alhoewel ons, soos julle weet, vroeër in Filippi gelei het en beledig is, al wat daar met hulle gebeur het, julle weet, die mishandeling wat hulle daar ondergaan het ons vrymoedigheid in ons God gehad, of moed geskep in ons God, om julle van God se evangelie te vertel, al was dit ook te midde van baie teenstand, of dan felle teenstand. Hierdie paragraaf begin met 'n woord, waar Paulus herinner, want daai woorde, want julle weet, let op, soos julle weet, ook in vers 2 en 5, aan die feit dat die besoek aan hulle nie te vergeefs was nie. Nadat hulle in Filippi gelei en beledig is, het hulle die vrymoedigheid gehad om die evangelie ook in Thessalonika te verkondig, hoewel dit te midde van baie teenstand was. Die teoloog Jeffrey Weimar som Paulus se betoog oor hulle besoek daar soos volg op. Our visit to you was not a scam or selfishly motivated, but genuine and pure, as proved by our bold preaching, even in the face of severe persecution. Die feit dat Paulus in Filippi onder baie lyding en mishandeling en in Thessalonika onder baie teenstand die evangelie verkondig het, is 'n absolute bewys van hulle opregtheid en ook dan van hulle doelgerigtheid. Niks kon hulle keer om hierdie evangelie uit te dra aan die heidene nie. Hulle verkondiging was dus nie te vergeefs nie, want daar was vrug op hulle arbeid en baie het tot bekering gekom volgens hoofstuk 1 vers 9. As julle dit onthou, hoe hy gepraat het van hoe dat hulle gekom het, by die Here uitgekom het uit die heidendom dan. Hy gaan aan vers 3. Want ons pleidooi is nie uit dwaling of uit onsuiverheid nie, of ook nie met bedrog nie. So hier kom hy weer en hy verduidelik vir hulle presies wat hulle innerlike dryfveer was om die evangelie te verkondig. Daar's 'n ander boek waar Paulus skryf, 'n ander brief, ek kan nie onthou presies wat hier nie, ek dink dit is Filippense, waar hy sê dat baie verkondig die evangelie, maar vir eie gewin. Dit gaan nie, hulle motief is verkeerd. En wat Paulus hier baie duidelik dan uitbring aan hierdie gemeente is dat ons motiewe was baie opreg geweest. Paulus gaan aan op die opregtheid van hulle motiewe weer te gee, want hulle pleidooi was nie uit dwaling, onsuiverheid of bedrog nie. Paulus verklaar dus dat hulle motiewe en metodes rein was tydens die evangelistiese veldtog in daardie stad. Hulle het nie dwaling verkondig nie, wat beteken dat hulle lering nie vals was nie, maar dit was die absolute waarheid. Paulus het met hulle die waarheid gepraat. Dit was die evangelie van God, volgens vers 2. 'n woord van God, sê hy in vers 13, en as sulks nie valse lering nie, maar die absolute waarheid. Onthou net, Paulus het Christus verkondig. En wat het Jesus oor homself gesê? Ek is die weg,
en die waarheid. Met ander woorde, Paulus sê hierso dat hulle verkondiging was die waarheid, die absolute waarheid, want hulle het Christus verkondig. Paulus en sy metgeselle het nie hulle hoorders se denke met valse idees probeer indoktrineer nie. In hulle evangeliese pleidooi aan die Tessalonisense was die boodskap nie vals nie. Hulle motiewe was nie onrein nie en hulle metodes was nie vol bedrog nie. Die boodskappers was nie onderduimse mense wat die Tessalonisense bedrieg het. Ek weet nie of julle onthou, daar was 'n fliek gewees, sy naam was dink Elmer Gantry of so iets, wat gegaan het oor hierdie prediker wat gaan preek het en hy het absoluut sy motiewe en alles was absoluut vals. En dit was maar 'n uitdrukking van Hollywood om te wys wat die wêreld ook dink van prediking wat nie gepaard gaan met 'n leefstyl. En jy weet mense, hulle kan jouself bespot en hulle kan baie dinge van jou sê. Maar as jy reguit pad loop, uiteindelik dan moet hulle of vir jou luister of hulle moet verwerp wat jy sê. Dit is eenvoudig net so. En daarom is dit vir ons ook baie belangrik dat ons ook die Heilige Gees sal vra om ons te help om hierdie evangelie wat ons dan ook verkondig en waaroor ons praat, dat ons dit regtig ook sal uitlewe. Nou sê in vers 4, maar soos ons deur God goedgekeur is, so die evangelie aan ons toevertrou kon word, so praat ons ook nie om mense tevrede te stel nie, maar God, hy wat ons harte toets. In vers 4 kry ons 'n positiewe formulering wat teenoor die negatiewe een van vers 3 staan. Ek weet onthou die negatief, hy praat van hulle pleidooi was, maar hier kom hy sê presies dat hulle is deur God goedgekeur. Hierdie woord maar is die inleiding tot die teenstelling in vers 4 wat die motiewe van die evangeliedienaars na vore bring. Paulus begin met die feit dat hulle deur God goedgekeur is. Die Griekse woord wat gebruik word, wat met goedgekeur vertaal word, bevestig die feit dat Paulus hulle deur God ondersoek en aanvaar is om die evangelie vertrou te word. Mense, kan jy jouself indink? Ek meen, die evangelie is die woord, evangelie, evangelion, die Griekse woord, beteken 'n boodskap van goeie nuus. En dat die Here, sê Paulus hier, hulle vertrou het. Hy het hulle goedgekeur, hy het hulle eintlik getoets of hulle die evangelie kan verkondig. En hy het eintlik vir hulle die groen lig gegee om dit te kan doen. En dis wat Paulus hier vir hulle sê. Hy sê, luister, ons het nie na julle toe gekom en sommer net uit onsself nie. Ons het gekom in opdrag van God, nommer 1, maar nommer 2, ook as gevolg van God se goedkeuring. Dit is so belangrik dat ons dit sal onthou. Die Here het hulle die groen lig gegee. En hoekom het die Here hulle die groen lig gegee? Omdat in hulle innerlike mens het hulle die evangelie geleef. Met ander woorde, kom ons sê, hulle praat altyd van 'n man van inboks. Wat was daai gedig wat die ou geskryf, ek hou van 'n man wat 'n slag kan slaan, ek hou van 'n man wat 'n bars kan kyk. Nou julle, ek kan nie onthou wie was die digter wat dit geskryf het nie, maar dis presies wat Paulus hiervan praat. Hulle was opreg en hulle motiewe was suiwer en die Here het hulle die groen lig gegee en het hulle ook vertrou met sy boodskap. Hy vertel nie op watter basis is hulle goedgekeur nie, hoewel hy aan die einde van die vers konstateer dat God voortdurend hulle harte toets. Ek het dit nou vir julle gesê, die bedoelinge
van jou hart. Die Here kyk nie altyd na dat hoe jy 'n ding doen nie. Wat vir die Here belangrik is waarom jy dit doen. Ek het eendag 'n ding gelees, Jamie Buckingham het 'n boek geskryf, Risky Living. En in daai boek vertel hy hoe dat hy eendag, hy het vir die Full Gospel Fellowship Men International, was hy baie maal 'n spreker gewees. Hy was ook baie by die Wêreld Pinksterkonferensie, het hy ook opgetree, baie boeke geskryf, maar hy is ook al oorlede. Maar in een van daai boeke, in daai spesifieke boek, het hy geskryf hoe dat hy moes optree by een van hierdie samekomste. En die plek waar hulle opgetree het was 'n hotel. En die hotel waar hulle gesit het, was 'n oop vertrek. En die mense het by die hotel se voordeur ingekom en uitbeweeg en hulle het hulle gesien daar waar hulle besig is. En hy sê dat terwyl toe hy nou voorgestel word as spreker, te sê hulle vir hom, maar voordat jy gaan praat, ek kon nie onthou wie was die twee broers wat sou sing, sy name nie, maar sê maar broer Koos en broer Jan, maak nou nie saak wat hulle name was nie, hulle gaan 'n lied sing. En hy sit toe terug om na hierdie lied te luister. En hy sê, en hulle het vorentoe gekom met 'n gitaar, en hulle sing toe daai lied, waar die vreugde klokke stingel vir jou en my, daai lied, ek weet nie of julle hom ken. Maar in elk geval, hy sê toe hulle begin sing, toe val hulle op die verkeerde noot in. En hulle begin toe weer oor. En toe hulle weer oor begin, toe breek die gitaar se een snaar. En uiteindelik toe begin hulle sing, en dit was maar baie power gewees. En hy sê, hy sit daar en hy skaam hom dood, want die publiek kan sien wat hier aangaan. En hy sê, terwyl hy nog so lekker sit en skaam kry, toe praat die Here met hom. En die Here vra vir hom, het jy gedink wat ek dink van die sangstuk van die twee wat daar sing? En hy besef, hier kom iets, en hy sê, nee Here. En hy sê toe vir hom hierdie ding, hy sê toe, die twee diensknegte van my begin sing het ek die engele in die hemel stil gemaak, sodat ek na hulle kon luister. Want ek luister na hoekom hulle sing. Dit kom uit die opregtheid van hulle hart. Jy luister na hoe hulle sing. Nou daarmee wil ek nie sê dat ons sommer enige ou wat nie kan noot hou nie en wat vals is, 'n voorsanger maak. Dis nie waarom dit gaan nie, maar dit gaan oor motiewe. Ek het nou die dag in die kerk die verhaal vertel van Psalm 23, wat by 'n opvoering moes mense het dit gesê as 'n gedig, en daar was daar beoordelaars. En daar was een spesifieke hy was absolute orator van formaat. En hy het Psalm 23 opgesê met geweldige oortuiging en dit was net ongelooflik. En toe staan 'n ou oom op. En hy kom en hy sê ook Psalm 23 op. En toe hy klaar is, toe juig die mense hom toe. En die beoordelaars gee toe vir hom die meeste punte. En hierdie befaame ou kon dit nie verstaan. Hoe is dit moontlik dat hierdie ou meer kry as ek? En hy gaan praat met die beoordelaars. En hulle sê toe vir hom, weet jy wat was die verskil? Jy ken Psalm 23. Daai ou oom ken die herder. En dis die groot verskil. Jou hart. Jou hart. Dit is wat God lees. En dis wat Paulus hier sê. Dis op daardie manier wat ons die evangelie na vore gebring het. God het ons harte getoets. Hy het ons die groen lig gegee, want ons motiewe was alles opreg en was suiwer. So dis baie belangrik om dit te onthou. Dis 'n bekende tema uit die Ou Testament waarvan God gepraat word as die een wat mense se harte toets. Psalm 7 vers 10, 17 vers 3, Jeremia 11 vers 20, 12 vers 3 en ook 17 vers 10. Dit gaan nie altyd oor hoe jy iets doen nie,
Maar hoe kom jy dit doen? Dit is so belangrik. God se ondersoek en aanvaarding van Paulus hulle het net een doelwit gehad, naamlik God se voorneme om aan die evangelie aan hulle toe te vertrou. Paulus gebruik dieselfde gedagte in Galasiërs 2 vers 7 en sê dat die evangelie vir die onbesnedenis aan my, dis aan hom, toevertrou is. Dis aan hom toevertrou. God het hom goedgekeur dat hy dit vir die heidene kon bring. Galasiërs 1 vers 16 maak dit duidelik dat Paulus met sy roeping as apostel deur God beopdrag is om die evangelie na die heidene te neem. Die goedkeuring wat Paulus van God ontvang het, staan in sterk kontras met die negatiewe kenmerke in vers 3, wat kenmerkend aan die valse leraars van daardie tyd was. Hulle het gedwaal, hulle lering was onsuiwer en hulle was vol bedrog. Paulus se hele doelwit was om God te behaag en nie mense nie. Met ander woorde, vir hom was die eer van God nommer 1. Vir hom het dit absoluut gegaan oor wat dink God van my as 'n persoon en wat dink hy van my as 'n evangeliedienaar en wat dink hy van my op hoe manier ek hierdie evangelie oordra na die mense wat na my luister. So dit was vir hom belangrik. Hy het aanhoudend daarna gesoek om God tevrede te stel. Dit laat my dink aan nog iemand, Jesus, wat daar in Johannes gesê het, ek soek nie my eie eer nie, ek soek die eer van die een wat my gestuur het, my Vader. Ek sê nou my eie woorde, maar dis wat dit op neerkom. Hy het aanhoudend, sy doelwit was om God tevrede te stel, want hy was deur die Here aangestel. Aan die ander woorde, dis waarom dit vir hom gegaan het. Hy wou die een wat hom aangestel het, hy wou hom tevrede stel. Vir hom was dit die belangrikste van alles. Dit beteken nie dat sy gehoor nie vir hom belangrik was nie. Verstaan my mooi. Die mense was vir hom belangrik. Ek meen, hy sê op een plek sê hy, ek het geword soos 'n Jood om die Jode te wen en ek het geword soos 'n Griek om die Grieke te wen. So sy gehoor was altyd vir hom belangrik. Maar al was sy gehoor vir hom belangrik, het hy nie hulle eer of hulle guns gesoek nie. Hy het die Here se guns gesoek. Sy aanstelling deur God het hom gemotiveer om nie sy hoorders te bedrieg nie. Hy wou hulle op die einde van die dag wou hy hulle vir die Here wen. So dit is dan waaroor hierdie eerste paar verse in hoofstuk 2 gaan. Volgende week sal ons aangaan en ons sal kyk na hoofstuk 2, dan vers 5 tot by vers 7, of soos wat ons dan kan aangaan. Mag die Here julle seën. Dankie dat julle ingeskakel het. Kom ons bid net saam. Baie dankie Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u dit lewend maak deur die Heilige Gees en dat u ons help om hierdie woord uit te lewe tot verheerliking en tot eer van die naam. Ons loof vir Here en dan wil ek bid, deursoek ons harte en kyk of ons opreg is en help ons Here om ook te leef in 'n absolute opregte verhouding voor u. Baie dankie in Jesus se naam. Amen.